in die Bybel saamgebring het, kan dit oopmaak in Lukas 15, vanaf vers 1 en 2, net die 2 versies. Lukas 15 vers 1 en 2, hy sê, en al die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad, om na hom, Christus, te kom, en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer, en gesê, hierdie man ontvang sondaars, en hy eet saam met hulle. Ek wil vanmôre, as ek my boodskap 'n titel kan gee, wil ek vanmôre die titel vir my boodskap maak, God is dol oor rommel. God is dol oor rommel. Hy's mal daaroor. Die meeste van ons weet wat is dit om te sê, ek gaan die Engelse woord gebruik, recycling. Hernuwing is die Afrikaanse woord, maar recycling is wanneer die mense, jy sien dit daagliks, as die asblikke opgetel word en die mense loop, tel hulle papiertjies en karton op, en blikkies en bottels, hulle herwin daai vorms wat hulle het, in die plasties en die goed, sodat hulle geld kan kry, as hulle dit gaan verkoop. Maar ek wil vanmôre vir jou as kind van God sê, God is ook 'n recycler, en hy doen ook recycling met sy kinders en die mense op aarde. Die Here is ook 'n recycler, want jy as mens, gaan jy die pad af, daar's nitty-gritty goeders langs jou, daar's rommel wat saam met jou beweeg, daar's rommel wat in jou pad is, sodat jy God nie in eer en in lof en in aanbidding meer kan kom nie. Dan vat die Here jou, en hy sit jou in sy kommasjienkie, en hy maak van jou 'n nuwe mens, hy lig jou weer op, en hy kry jou weer op die plek waar hy wil hê. Jy moet vanmôre wees. Halleluja. Hy sê ons lewens is baie vol rommel. Dit is verkeerd vertaal vanmôre. Ek sê ons as kinders van God en mense se lewens is vol rommel. En in die woord van God word daai rommel sonde genoem. Gaan dit weer sê. Ek sê die rommel in ons kinders van God se lewens en in die wêreld buite word volgens die woord van God sonde genoem. Maar ons dien 'n God wat waar is. 'n God wat toe nie gaan wegstoot en omdat jy rommel is, gaan weggooi nie. Hy is 'n God wat jou gaan vat en hy gaan jou weer bou en hy gaan jou weer recycle en hy gaan vir jou help om van daai sondes wat jou in die pad staan om God te dien tot eer en heerlikheid, gaan hy vat en hy gaan dit wegneem van jou af. Want hy kan daai goeders omskep in iets wat jy nuttig kan gebruik vir hom. Halleluja. Ek wil net vir jou gou ietsie vertel. As jy, hulle sê, asblik, as een asblikker win word, is daar genoeg energie om daai asblik wat om 'n TV-stel vir 3 ure te kan laat hardloop. Een plastiek astrom. So rommel kan gebruik word om 'n TV vir 3 ure te laat werk. Halleluja. As een glasbottel herwin word, kan jy met daai herwinningsproduk wat hulle gekry het om een glasbottel, kan jy vir 25 minute jou rekenaar laat hardloop. Halleluja. Een plastiekhouer, 'n 5 liter drom, kan vanmôre 'n gloeilamp van 60 watt vir 3 ure laat hardloop. Jo, verstaan? Nou wil ek vanmôre vir jou vra, as God daai rommel wat in jou lewe is wegneem, wat verhinder jou as kind van God en as mens om nie vir die res van jou lewe vir God te werk? Amen. Amen. Jou sonde wat jou verhiet en verbied om God in eer en aan waarheid te dien, as dit verwyder word en recycle word, gaan ek jou beloof, die woord van God sê, jy sal soveel krag hê, dat jy vir 'n leeftyd God sal dien. Maar dan moet jy as kind van God nie toelaat, dat die rommel op jou kom nie. Jy moet as kind van God, moet jy nie toelaat, dat die rommel jou onderkry nie. Die Bybel is vol bewyse, van mense wat God gedien het, wat rommel saam met hulle gedra het. Jo, hoor.
Abraham het vir God gelieg. Hy het vir God gesê dat Sarah sy suster is, maar sy was nie sy suster nie. God het daai rommel verwyder en hom in die recyclemasjien gesit en hom die vader van alle vaders gemaak in die wêreld. Want hy was bereid en toegelaat dat God die rommel van hom verwyder. Gideon was 'n lafaard gewees. Maar hy toegelaat dat God hom recycle en dat God hom kan gebruik en hy het herwin en hy het 'n geloofsheld vir God geword. Johannes en Markus het baie beweeg, maar hulle het ook rommel saam met hulle gedra. En toe God vir hulle sê, kom ek recycle julle bietjie. En hy die rommel so bietjie recycle en wegvat, het het geword, dat hulle medereiziger was, saam met Barabbas, wat Paulus ook gedeed, en hy het God se woord gaan verkondig. Hulle het God se woord gaan verkondig. Hulle het nie stil gebly nie. Halleluja. Petrus het op die water geloop en vir God gesê, Here, as dit U is, laat ek op die water loop. En in sy derde tree wat hy gee, toe begin hy twyfel. Toe kry hy daai rommel om hom van twyfelagtigheid. Gaan ek nie sterf? God kon net daar en dan vir hom gesê, jy weet wat, jy sê nie geloof het die man, verdrink. Sink, gaan aan. Maar jy glo nie meer my nie. Maar ons dien 'n God van genade. En ons dien 'n God wat groot is. En die Here het hom gelei, en hy rommeltjie so bietjie gevat, en hervorm, en vir hom gesê, man, Petrus glo in my, en hom dat veilig terugkeer na die boot toe. Hy is veilig teruggekeer. Jesus disciples het hom gevolg. Hulle het ook maar foute gehad. God is verloon. Wat het hy vir hom gesê? Wat het God gemaak? Petrus hom verloon het hom gevat, 'n bietjie gevorm, gerecycle, die rommel van hom al weggeneem, en hy het groot werke en wonderwerke in die naam van God gaan doen. Petrus het uitbeweeg toe hy gesê, Here, dit is tot hier toe. Ek kan nie meer nie. En hy vir 'n recycle is, en hy is bietjie weer gevorm. Het hy daai hervormingswerk wat gebeur het in sy lewe, het hy gebruik om die woord van God te gaan verkondig. Die hande op die siekes te gaan lê, en hulle het gesond geword. En die woord van God uitgespreek tot eer van God se naam. Hy het nie gaan stop en sê, dit is nou klaar nie. Hy het gesê, dankie Here dat jy my hervorm het. Dankie Here dat jy my bietjie recycle het vanmôre, dat ek kan aangaan en nog steeds die naam kan groot maak en die woord kan gaan verkondig. Halleluja. Maar ons is baie keer as kinders van God, omdat die rommel in ons lewens is, en om jou is, en jy nie naby aan God lewe nie, is ons geneig om te sê, ek hands up. Ek is nou klaar. Ek kan nie meer nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons dien 'n recycler God, wat in sy woord gesê het, as jy na my toe kom, met al jou moeites en jou bekommernisse, en jy waarlik glo, dat ek die Here is, en die God wat hemel en aarde gemaak het, gaan ek jou vanmôre so 'n bietjie recycle. Ek gaan jou vanmôre so 'n bietjie verander. Ek gaan jou vanmôre 'n bietjie die rommel van jou af wegneem, sodat jy kan wees, soos wat ek wil hê jy moet wees. Nie omdat jy wil wees soos wat jy wil wees nie, maar omdat ek wil hê as God, dat jy moet wees soos ek wil hê jy moet wees. En dit is vanmôre dat ons skoon moet wees, van al die rommel wat om ons is, en wat ons beweeg. Lukas 15 vers 1 en 2 wat ons gelees het, gaan dit net weer lees. Hy sê, en al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom toe te kom en na hom te luister. Jo, gaan net sê, die woord van die Here sê nie dat al die gereddes, al die kinders van God na hom toe gekom het. Hy sê al die tollenaars en die sondaars het na hom toe gekom.
saam met hom geëet. Wat het hulle geëet? Hulle het geëet uit die woord van God uit. Hulle het geëet uit die woord uit, wat die woord vir die Here vir hulle die woord gegee het. Hy het vir hulle herlewing gespreek. Hy het met hulle gepraat en gesê, daai rommel wat julle het, kom ons verander dit in iets niets. Kom ons maak van julle 'n nuwe mens. Halleluja. 2 Korintiërs 5:17 sê, daar is niemand in Christus is. As daar niemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Halleluja. Hoor van die Here sê vir my, dat as ek gesê het, Here, hier sê ek, vat bietjie die rommel om my weg. Vat hier die rommel uit my lewe uit. Sê die woord van God vir my, gaan ek 'n nuwe skepsel word. Aha. Die ou dinge is verby. Daai dingetjies wat jou verkeer het, om God in gees en waarheid te dien, is weggeneem. So ek vra vanmôre die vraag, kind van God, waarom huiwer jy om God in eer en tot aan die einde van jou lewe te dien? Hoekom stop jy? Woord van die Here sê, jy is 'n nuwe mens. Jy is 'n nuwe skepsel. Ja. So met ander woorde, dan moet nie meer die rommel om jou wees nie. Jy moet daai rommel nou wegskuif. En sê, Here, dankie. Daar's die rommel, Here, gebruik dit. Ek vrou werk by die prokureurs in die assuransie gedeelte. As jy 'n kar ongeluk maak, en die kar is onherstelbaar, wat gebeur? Jy sit 'n claim in deur die assuransie, en die assuransie stuur 'n assessor uit, Robbie gaan ook dit ken. Die assessor in die verkeersdepartement daar, en almal is daar, en almal kyk. En op die einde van die dag, dan sê die assessor, hierdie kar kan nie meer gebruik word nie. Ons moet hom afskryf. Hy kan nie meer reggemaak word nie. Dit is wat hulle sê, uneconomical to repair. Hy kan nie meer repair word nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, met God aan die stuur, is jy vanmôre herstelbaar. Dit maak nie saak wat in jou lewe is nie. Dit maak nie saak of die wêreld of die duiwel sê, man, jy is afgeskryf, jy is niks meer werd nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat God sê, ek sal jou recycle. Ek sal daai rommel wat jy is, gaan ek vanmôre gebruik om jou te verleer, sodat jy bietjie weer reggekom en dat jy weer op die pad kan kom wat ek wil hê jy moet beweeg vanmôre. So God gaan jou recycle. Hy gaan jou rommel van jou wegvat. En ek wil sê, God skryf nie af nie, maar God skryf op. Hy skryf jou naam eerder in die woord, in die boek van die lewe, as wat hy jou gaan afskryf. Hy gaan nie, daai rommel, soos wat hulle sê, as jy gaan kyk in die fabrieke, hoe staal gemaak word. Ek het voorheen gehad, jy op my kliënte maak staal. Al die rommel en afval staal wat daar in daai masjiene gegooi word, en daai brandoonde, dat hy gevorm word, en dan deur die proses moet gaan, en aan die einde waar die patroon of die sê die pattern is wat hy moet deur hardloop, aan die einde is die water wat keer en hom koud maak sodat hy gevorm bly, dat hy soos daai paal kan bly. Net so is dit as God jou hernie. Hy stuur die Heilige Gees omdat jou sal hernie en jou sal hervorm, sodat jy nie weer sal verander en 'n ander fatsoen sal aanneem nie, maar dat jy die fatsoen wat God jou gegee het, om hom te aanbid en hom te loof en hom te prys sal hou, deur die storting van die Heilige Gees, sal hy jou daar hou, en hy sal jou daar. Halleluja. Filippense 1:6 sê vir ons, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat in goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig, tot op die dag wat Jesus Christus gaan kom. As God met jou gewerk het, en hy het jou hervorm, en hy het vir jou gesê, die rommeltjies is nou weg, gaan hy saam met jou wees, tot aan die volëinde, totdat God jou kom haal, of totdat hy sy mense, die kinders van God kom haal. Hy gaan saam met jou wees. Hy gaan die hele tyd langs jou wees. Jy weet, dit is vir my altyd 'n troos. As ek dink daaraan, dat God het gesê, dat hy sal my vashou. Hy sal my vertroos.
tot die dag wat hy sal kom. Dit is vir my so wonderlik. Dit is vir my so aanvaarbaar. Ek wil vanmôre vir jou sê, God gaan nie 'n ding begin in jou lewe en hy gaan nie klaar maak daarmee. God gaan nie met jou iets begin en net hande opgee en sê, ek het geprobeer om met Martin te werk. Pa, ek kan nie met die man werk nie. Hy het nie ore nie, hy wil nie luister as ek met hom praat. Ons doen nie so God nie. Hy sal aanhou en aanhou en aanhou totdat hy jou verander het. Hy gaan jou nie wegstoot nie. Hy gaan nie vir jou sê, my kind, kom hy, ek kan nie met jou werk nie. Hy gaan met jou werk totdat jy verander het. Lukas 23 vers 39 tot 43 sê vir ons, en een van die kwaaddoeners van opgehangers het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is nie, en tog te regverdig, want ons ontvang loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Halleluja. So as jy vanmôre vir God sê, Here, hier is ek. Verwyder vanmôre die rommel wat om my is en in my lewe is. Here, recycle my vanmôre 'n bietjie. Wil ek vanmôre vir jou sê, jy hou by dit, dat jy sal saam met God, as God jou kom haal, in die paradys wees. Jy gaan saam met God hemel toe gaan. Jy gaan saam met die Here, wat die voete van sy Vader sit, en saam met die engele kore sing, en God se naam loof en prys, tot in alle ewigheid. Ek sluit af vanmôre. Ek wil vanmôre vir elkeen van die vra, is jy vanmôre reg om jou God te ontmoet? So, harde vraag. Is jy vanmôre reg om jou God te ontmoet? As jy vanmôre sê, pastoor, ek is nog nie reg nie. Want daar's nog 'n bietjie rommel wat ek wil hê, wat die Here moet kom verwyder van my af. Wil ek vanmôre sê, staan op jou voete. Dat ons jou bid. Sê, Here, ek het nog 'n bietjie rommel wat ek vir u wil gee. Wat u gaan gebruik, Here, as die boumateriaal om my 'n bietjie te verander. Om my bietjie weer sterk te maak. Om my weer 'n bietjie nader aan u te bring. Sodat ek weer bruikbaar kan wees vir u werke. Onthou net vanmôre, dit maak nie vanmôre by God saak wie en wat jy is nie. Maar wat vanmôre vir God saak maak, is wat jy doen met dit wat hy vir jou gee. Dit wat hy vir jou vra om te doen, doen jy dit vanmôre. Dit is wat vir God saak maak. Dit maak nie vir hom saak oor wie en wat jy is. Jy kan 700 grade uit. As jy nie vir God lewe nie, tel jou grade vir jou niks. Maar daai grade gaan jou nie in die hemel bring nie. Die werke van God gaan. God se genade gaan jou daar kry, as jy lewe vanmôre.